wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. As jy iets baie opwindend wil hoor, luister tot die einde van die storie. Die winter in die groot bos was lank en koud, langer as gewoonlik, en die diere het begin honger raak, want daar was nie meer genoeg kos vir almal nie. Oupa Uil en koning Louis sit op die groot plat klip en probeer 'n plan maak om vir die diere kos te kry. Net toe kom Tinkie by hulle aan. "U majesteit, daar is groot moeilikheid. Wagter het vir my gesê jakkals en wolf gaan steel nou elke nag een van boer se skape. As hulle so aanhou, is daar binnekort nie een skaap oor nie. Boer is baie bekommerd, want hy wil nie vir jakkals en wolf van kant maak nie, want hulle is seker ook honger van die groot winter, maar hy sê hy kan nie langer toelaat dat jakkals en wolf so aangaan nie. Die strikke help niks, want hulle kom elke keer uit. Hulle is so slinks, hulle hardloop vinniger weg as wat ou wagter kan jaag. Al die diere op die plaas is al bang, want hulle weet nie of wolf en jakkals hulle ook dalk gaan vang nie. Wagter het vir my gevra of ons nie dalk 'n plan kan maak om hulle te help nie." Arme Tinkie is skoon uit asem nadat hy die storie vir koning Louis en oupa Uil vertel het. "Maar wat is dit dan met jakkals en wolf? Hoeveel keer het ek al met hulle gepraat oor die skape steel ding?" sê koning Louis vies. "U majesteit, ek het dalk raad. Ek sien die jagluiperds is aan die oefen daar, aanderkant die lang bome naby die dam. Turnus jagluiperd rig vir sy jongste Christof jagluiperd af. Ek hoor hy gaan glo wanneer dit somer is, ook aan die groot resies hier in die bos deelneem. O, daai kereltjie kan baie vinnig hardloop hoor," sê oupa Uil. "Dit klink na 'n goeie plan, oupa Uil, maar wat dink jy kan klein Christof jagluiperd doen om vir boer te help met die 2 skarminkels?" vra koning Louis met 'n frons tussen sy oë. "Ja, u majesteit, kyk, as daar nou een dier is, vir wie geen ander dier in hierdie bos kan weghardloop nie, is dit vir 'n jagluiperd." Oupa Uil laat ook nie op hom wag nie. Hy vlieg sommer hoog oor die groot bos, tot daar waar die hoë bome langs die dam is, waar die luiperds op die gras oefen met hulle hardlopery. Oupa Uil kan sien die luiperd staan daar naby en rus 'n bietjie. Toe gaan sit hy naby hulle in 'n boomtak. "'n Middag, Turnus. 'n Middag, Christof jagluiperds. Maggies maar julle oefen hard hier in die gras. En kyk net hoe groot het jy geword, Christof. Toe ek jou laas gesien het, was jy nog 'n welpie. En kyk net hoe groot word jou klein sussie Marley ook," sê oupa Uil. "Middag, oupa Uil," sê klein Christof jagluiperd en stap nader aan oupa Uil. "Ek oefen hard, want ek wil hierdie somer probeer wen in die groot resies. My pa het gesê as ek hard oefen, mag ek inskryf." "Dis goed, ja," sê oupa Uil met 'n frons. "Maar ek wil julle nou nie pla nie. Koning Louis het my hier na julle toe gestuur. Ons sit met 'n lastigheid en ons het dalk julle hulp nodig." "Ja, oupa Uil," vra Christof. "Hoe kan ons help? Soos julle weet, hou hierdie droogte en winter langer aan as wat ons gedink het. Boer is ons baie goed gesind in hierdie bos. Hy help waar hy kan met kos en so aan. Maar nou het ons moeilikheid met jakkals en wolf. Hulle is besig om die laaste skaap op boer se plaas te vang. En hulle hardloop so vinnig weg, dat ou wagter hulle nie kan vang nie," sê oupa Uil. "Oupa Uil, ek het 'n plan," sê Christof jagluiperd skielik. "Maar laat ek hoor," vra oupa Uil. "Ek en my pappa sal na boer se plaas toe gaan. My pappa kan vir jakkals en wolf dan verras by die skaapkraal, en dan sommer een van hulle vang. Sodra die ander een dan weghardloop, sal ek hom voorlê en vang. Ek en my pappa sal hulle na koning Louis leeu toe bring, sodat hy met hulle kan afreken," sê Christof jagluiperd en sy oë blink sommer so. "Dis 'n goeie plan, ja. Nou maar kom, ons gaan sommer nou na boer se plaas toe. Ek sal saam vlieg en met wagter praat oor ons plan," sê oupa Uil. Ou wagter was so bly om te hoor van Christof jagluiperd se plan. "Ek is seker ons sal daardie 2 nou 'n goeie les kan leer, sodat hulle boer se skape sal uitlos." Daardie nag het Christof se pappa by die skaapkraal gaan stelling inneem.
Christof Jagluiperd het aan die grens van Boer se plaas in die lang gras gaan lê, van waar hy alles mooi kon sien daaronder by die skaapkraal. Die maan het helder geskyn, en toe Wolf en Jakkals teen middernag by die skaapkraal aankom, was die jagluiperds reg vir die twee boosdoeners. Oeh, ou Jakkals, hoor net hoe grom my maag, vanaand vang ek sommer 2 hamels en ek eet hulle alleen op, sê Wolf en lek sy lippe af. Ag nee, ou Wolf man, vanaand vang ons vir ons elkeen 2 hamels. Die eerste een eet ons net hier, en die tweede een vat ons saam huis toe. Is jy reg? Vra Jakkals. Ja, kom ons gaan, die skaap raak onrustig, sê Wolf en hardloop reguit na die skape toe. Net toe Wolf en Jakkals oor die kraalmuur spring, beland hulle voor Teunus Jagluiperd. Hulle skrik so groot dat hulle net daar wil terugspring oor die kraalmuur, maar Wolf is te stadig en daar vang Teunus Jagluiperd hom. Jakkals spring betyds oor die muur en hardloop vir 'n vale, maar net toe hy naby die grens van Boer se plaas kom, sien hy vir Christof Jagluiperd en probeer 'n ander pad vat om weg te kom. Maar die jong jagluiperd het hom klaar gesien en gee sulke lang tree terwyl hy hardloop. Jakkals hardloop nogal vinnig met sy kort beentjies, maar hy is nie vinnig genoeg nie en in 'n japtrap trek Christof Jagluiperd hom plat daar in die lang gras. Toe Christof en sy pappa daardie oggend met Jakkals en Wolf by die plat klip opdaag, was koning Louis Leeu baie kwaad vir Jakkals en Wolf. Julle twee bring groot skande oor ons bos. Nou gaan julle vir die res van die winter in die plat klip tronk onder my paleis toegesluit word. En wanneer julle uitkom, sal julle vir boer en wagter gaan om verskoning vra vir al die skade wat julle daar aangerig het. Maar die majesteit, kerm Jakkals, ons was net honger en... Stil, sê koning Louis. Ons is almal honger in die groot bos, maar ons steel nie boer se skape en goed nie. Hy is goed vir ons. As julle vir my kom vra het, sou ons 'n plan gemaak het om vir julle kos in die hande te kry. En daarmee is Jakkals en Wolf na die plat klip tronk toe vir die res van die winter. Terug op die plaas was boer baie dankbaar dat Christof Jagluiperd en sy pappa hom so mooi gehelp het om die skaapdiewe vas te trek. Julle is regtig goeie vriende van my en almal op my plaas. Julle is enige tyd welkom hier by ons, sê boer. En as julle wil, kan julle gerus hier op die plaas julle gehardloop kom oefen. So sal die ander wilde diere ook nie hier wil kom skape en bokke en hoenders en ganse en eende kom steel nie, want hulle sal weet, julle is hier op die plaas. Dit was vir die jagluiperds baie lekker om bedags daar te oefen. En selfs ou wagter het probeer om saam te oefen, maar hy het begin oud word en hy kon nie meer so vinnig hardloop nie. Katrein die kat het die hele gedoente net so uit die kamervenster dopgehou en besluit dat sy nie hardloop as sy nie gejaag word nie. Nou daar het jy dit. Is dit nou nie wonderlik dat die kleine Christof Jagluiperd so 'n blink plan gemaak het nie? Kom eens kyk weer hoe mooi jy geluister. Oupa Uil gaan weer vir jou 2 vragies vra. Na die vraag gaan daar 10 sekondes wees vir jou om te dink oor die antwoord. En as die 10 sekondes verby is, gaan daar 'n klokkie lui. Dan gee oupa Uil vir jou die antwoord. Goed. Hier is die eerste vraag. Waarom was koning Louis so kwaad vir Jakkals en Wolf? Hier is die antwoord. Koning Louis was kwaad vir Jakkals en Wolf, omdat hulle amper al boer se skape gevang het. Hier is die tweede vraag. Waarom het oupa Uil vir Christof Jagluiperd en sy pappa gevra om te gaan help op die plaas? Hier is die antwoord.
Oupa Uil het vir Christof Jagluiperd en sy pappa gevra om op die plaas te gaan help om vir jakkals en wolf te vang en na koning Louis toe te neem. Mooi geantwoord. Die Storykas is besig met iets baie spesiaal. As jy mooi kan inkleer, sê vir mamma of pappa om vir ons 'n boodskap op Instagram of Facebook te stuur. As jy vir jou kind 'n tydlose geskenk wil gee, koop vir hom of haar 'n persoonlike Storykas storie. Stuur vir ons 'n Instagram of Facebook boodskap en ons kom spoedig terug na jou toe.